Hallo almal, dis Jaap hier so. Ek wil weer net gou kyk na hierdie een van die belangrikste profesieë in die Ou Testament, Esegiel 12. Ek het al daaroor gepraat. En ek wil net vir julle iets meer ekstra wys wat ek gevind het. As mens kyk hier so na die profete vanaf Esegiel sien mens, kom ons kom onder toe, tot by Maleagi. Sien julle, daar's 'n hele klomp profete hier onder hom. En natuurlik dink 'n mens, ja, nou, dit beteken al hierdie profete het na hom gekom, maar dit is nie die geval nie. Al hierdie profete het nie na Esegiel gekom nie. En kom ek wys julle sommer nou dadelik eerste hierdie. Hier sien ons Esegiel, hulle soos wat ek het uitwerk. Esegiel en Daniël was nou by dieselfde tyd, so 26 tot 45 BCE, before Christ, before the Common Era, BCE. En dan sien jy van hierdie profete was 57, 67, 37, 608. So hulle was lank voor Esegiel en Daniël. En dan het jy ook profete wat oor ander gepraat het, nie oor Israel nie, soos oor Edom en Nineve. So ek het hulle in rooi gesit, want hulle tel nie. En dan het jy maar alles in geel is wat na Esegiel gekom het, maar ook in die Bybel na hom gelys word. En mens sien die datums, ek kyk meer na die 500s, dus sien ons 15 hierso. En die rede hoekom ek hier by Joel, hulle sê gewoonlik so 450, maar hulle is nie seker nie. En hulle het maar hulle redes hoekom hulle dit sê. Hier lees ek existence of an organized temple liturgy, the presence of priests who have limited mention of a king. Nou hierdie verwys na, dit is net na die tweede tempel gebou is, en so Joel praat asof daar al klaar die priesters klaar georganiseerd is, en tempeldiens en al die goeders is uitgesorteer. So dit beteken dan, die tempel is finaal of klaar gebou in 515, soos ek ook hier geskryf het, temple completed 515 BCE. So, dis ook om ek sê maar 5 jaar later, 15 BCE tot 450. Maar, so mens kan sê, so rondom 500. En as mens daarna kyk en kyk vir Esegiel was 540, is dit om maar so 40 jaar verskil. So 30 jaar verskil tussen Joel en Esegiel, en dieselfde met Maleagi. Hulle sê 460, maar as jy vat, hulle weet ook nie presies wanneer Maleagi se profesie geskryf is nie. So weer eens kyk hulle na sy spraak, daarin kom dit uit dat die tweede tempel is alreeds voltooid, so hulle kan nie regtig sê nie, en soos ek sê, die tempel is voltooid in 515, so dan kan dit enige tyd van 15 af wees tot die datum wat hulle gee, 460, of van sy profesie. So weer eens, as mens vat 500 BCE of 15, dan is dit net so 30 tot 40 jaar verskil van Esegiel, dis in sy generasie. So al hierdie profete, veral ook die in die geel is, binne 'n tyd van 40 jaar, kan mens maar sê 50 jaar, van mekaar. Hierdie 3 hierso is 520 BCE. So hulle is almal basically maar so in 50 jaar van mekaar af, hierdie profete. Wat vir my sê, dan kan mens maar sê eintlik Esegiel is een van die laaste profete van die Bybel, en die ander wat ook saam met hom in daardie tyd was, is maar so in dieselfde generasie. En die rede hoekom ek dit sê is, want as mens na hierdie profesie kyk van Esegiel 12, kom ek lees dit gou vir julle en dan verduidelik ek net weer. Maar ek het dit al 'n bietjie bespreek. Dis eintlik 'n verskriklike belangrike profesie. En dis hoekom ek julle ook wys die ouderdomme van hierdie profete en wanneer hulle briewe geskryf het, hulle profesie geskryf het. Dit is belangrik. Want dit is moet pas by wat Jehovah hierso gesê het in Esegiel 12. And there is a word of Jehovah unto me saying,
Hierdie is die Young's literal translation, so hy sê dit 'n bietjie anders. Son of man, what is the simile to you concerning the land of Israel, saying, prolonged are the days and perished have every vision. Die mense het gesê, ag hierdie visioene is vir 'n generasie ver van ons af in die toekoms. So dit het niks met ons te doen nie. Therefore, dit is 'n ander woord vir simile in Engels is 'n saying. Dit is soos 'n sê ding wat hulle gehad het. Hierdie profete praat oor goeters wat honderde jare in die toekoms gaan gebeur. Therefore say unto them, thus says Yahuwah Elohim, I have caused the simile or the saying to cease. And they use it not as a saying again in Israel, but speak to them drawn near have the days, and spoken have every vision. For there is no more any vain vision and flattering divination in the midst of the house of Israel. For I am Yahuwah, I speak, the words that I speak, it is done. It is not prolonged anymore. Vang julle wat Yahuwah sê. Hy sê, daar gaan nie meer 'n ding van, hulle gaan nie meer kan sê, dis vir 'n toekomstige generasie nie. Die profete of die profeseë wat gaan uitkom van daardie tyd af, gaan vervul in daardie generasie. Dis wat Yahuwah sê. Hier sê hy, for I am Yahuwah, I speak, the words that I speak, it is done. It is not prolonged anymore. For in your days, O rebellious house, I speak a word, and I have done it. An affirmation of Yahuwah Elohim. Hy sê, dit wat ek vir julle sê in profesie, gaan ek in julle generasie vervul. Dit gaan gedoen word en gaan gebeur met julle. Dis wat hy sê. Want dan gaan julle nie meer kan sê, dit is vir 'n toekomstige generasie nie. Dit gaan vir julle wees, wie dit hoor. And there is a word of Yahuwah unto me saying, weer eens hierso herhaal Yahuwah dieselfde ding, so dit is 'n bevestiging, en gewoonlik as Yahuwah iets soos 2 keer sê, dan is dit beslis klaargemaakte saak, dit gaan so wees, dit gaan nie verander nie. Weer eens sê hy, Son of man, the house of Israel are saying, the vision that he is seeing is for many days, and of times far off he is prophesying. En hulle het dit gesê, want baie van hierdie profeseë was vir 'n verre toekoms, soos Daniël se profeseë, Jesaja se profeseë. Al hierdie mense voor Jesegiel, hulle het geprofeteer oor die eindtye, soos van die disippels se eindtye, en selfs van hulle profeseë het gegaan oor die tweede Exodus, wat na die 1000-jarige vrederyk gebeur. So dit was letterlik vir 'n verre generasie in die toekoms. En maar toe Yahuwah het hier gesê vir Jesegiel, dit gaan nou nie meer so wees van julle generasie af nie. En dis hoekom ek julle gewys het van daardie generasie van Jesegiel, al die profete val in daardie generasie. Joel, Maleagi, hulle almal. Nou, die wat in geel was, wat ek julle gewys het. So daar's nie enige profete in die Ou Testament wat buite, kan jy sê, 'n generasie val van Jesegiel afneem. So hierdie woord geld vir al die profete van daardie generasie. Hulle sou die laastes gewees het wat kon profeteer vir 'n toekomstige generasie. Na hulle sou dit wees, dit wat geprofeteer word in daardie generasie vervul. Dis hoekom dit wat stil vir oor die 400 jaar na Maleagi, na Jesegiel, na daardie generasie, vir 400 jaar was daar nie profeseë nie. Want Yahuwah se woord hierso het uitgegaan en het gesê, dit sal vervul vir wie dit gegee word. He says, Son of man, the house of Israel is saying the visions that he is seeing is for many days, and of times far off he is prophesying. Therefore say unto them, thus says Yahuwah Elohim, none of my words are prolonged anymore. Dis baie duidelik, mense. Yahuwah sê, sy woorde gaan nie meer vir 'n toekomstige generasie wees nie. When I speak a word, it is done. An affirmation of Yahuwah Elohim. En hy bedoel, in hulle generasie is dit gedoen, gaan dit gebeur, gaan dit vervul. Mense, hier is 'n baie belangrike profesie. En dit sê vir ons dat toe die mense weer begin profeteer het, wie het eerste begin profeteer na hierdie 400 jaar? Johannes die Doper. Dit was Johannes die Doper en Yahushua Messias. Dit was die 2 persone wat begin profeteer het weer, na hierdie Ou Testament profete.
Johannes die Doper en Yahushua. En hulle het albei gesê die koninkryk van Yahuwah is om die draai. En dan het Yahushua gesê, my wederkoms is in julle generasie. So wat daardie woorde, die enigste ding wat daardie woorde kan beteken, is dat dit gaan vervul in die discipelse generasie. As Yahushua daar sê, hierdie goeters van die eindtye en die groot verdrukking en die wederkoms en alles is in julle generasie, in Matteus 24 byvoorbeeld, dan kan dit net beteken, dit gaan vervul in sy discipelse generasie. Want Yahushua weet ook wat staan in Esegiel 12. Hy sal mos nou nie teen sy vader gaan nie, en goed profeteer wat nie in sy discipelse generasie vervul nie, 2000 jaar later eers vervul. Dan gaan hy mos teen hierdie profesie van Yahuwah, hierdie woord van Yahuwah wat hy uitgegaan het, dan praat hy daarteen. Dit werk mos nie so nie. So Yahushua se woorde is in lyn met die Vader se woorde. Dit wat hy vir sy disippels gegee het en gesê het oor die eindtye, het vervul in hulle lewe, en dis hoekom die disippels en selfs Paulus gesê het, hulle leef in die eindtye, want hulle het ook geweet wat staan in Esegiel 12. Hulle het ook geweet, Yahuwah het gesê, dit gaan nou nie meer so wees, dat 'n profesie vir 'n toekomstige generasie dit gaan wees nie. Dit gaan vervul vir wie dit gegee word. Die disippels het dit ook geweet, dis hoekom toe hulle gehoor het, Yahushua praat van sy wederkoms, en die vernietiging van Jerusalem en die tempel, en die groot verdrukking en so aan, toe weet hulle al reeds, hierdie gaan in ons generasie vervul, want hierdie is profesie, en Esegiel 12 sê, die profesie wat gaan uitgaan, na die profete van die Ou Testament, die profesie wat daarna gaan uitkom, gaan vervul in daardie generasie vir wie dit gegee word. En dis hoekom ons kan lees met al die disippels en Paulus, hulle het almal gesê, hulle leef in die eindtye, hulle is in die laaste uur, dat die koninkryk van Yahushua is om die draai, dit kan enige oomblik terugkom, hy kan enige oomblik terugkom, soos 'n dief in die nag. Ja, so ons kan nie nou gaan sê, daardie goeders wat Yahushua gesê het, en wat hy vir Johannes gegee het met Openbaring, moet vervul eers 2000 jaar later nie. Dit kan nie so wees nie, mense, die Bybel sê dit kan nie so wees nie. So julle praat teen die Bybel. Julle praat teen die Bybel, julle praat teen Yahuwah, julle praat teen Yahushua. Dis hoekom die Bybel ook sê, my volk gaan teen gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hulle lees nie die profete nie, hulle weet nie eers van hierdie profesie nie. En dan dis hoekom hulle 'n klomp nonsens opmaak oor die eindtye, dat dit nou eers moet vervul. Yahushua het dit vir sy disippels gegee en dit het in hulle generasie vervul. Gaan kyk my verduidelikings van Openbaring tot met Openbaring 9. Daar kan julle sien, die historikuste wys vir ons dat dit het vervul in die disippels se generasie. En ook hierdie ou profeetboeke wys vir ons ook dat dit het vervul in daardie generasie. Dat hulle het regtig geleef in die eindtyd. Hulle het geleef 5500 jaar na Adam. So die 1000-jarige vrederyk was maar net 500 jaar van hulle af. Hulle het letterlik geleef in die eindtyd. En dis hoekom ons leef in die kort seisoen van misleiding wat na die 7000 jaar gebeur. Want van 6000 tot 7000 jaar is die 1000-jarige vrederyk. As dit 500 na Christus begin het, wat ek dink is actually vroeër, dit het so 100 na Christus begin, is dit sin maar 500 na Christus begin het, eindig het 1500, die jaar 1500. En hulle het tyd by ons tydlyn bygevoeg, hulle het dit verander, die tydlyn. Maar in elk geval, ons is eintlik nou so 1800s, in die 1800s. Ons is so 300 jaar na die 1000-jarige vrederyk. Gaan kyk maar gerus ook my video's oor die 1000-jarige vrederyk, die paar wat ek op het. Maar daar is verskriklik baie ander informasie wat ek nog nie eers aangeraak het oor die 1000-jarige vrederyk nie. Daar is regtig baie informasie, baie dinge waarna mens kan kyk. Mens kan maande lank net oor daardie onderwerp praat, daar is so baie informasie daar buite. Maar ja, eers moet mens verstaan wat die Bybel sê. Gaan kyk na die Bybel. Jahoua sê hierso vir ons, wanneer gaan dinge gebeur? As iemand profeteer, na hierdie disippels van hierdie laaste generasie, van Maleagi, Esegiel en so aan, die profete wat dan gaan kom na hulle, as hulle profeteer, gaan dit vervul in daardie generasie.
En soos ek sê, Johannes die Doper en Yahusha Messias was die eerstes wat begin profeteer het weer. So dit het vervul in hulle generasie. Dit is belangrik om te weet, dan kan mense nie meer mislei word deur die kerke en hierdie mense wat 'n klomp boeke skryf oor die eindtye en die groot verdrukking en al hierdie nonsens nie. Want dan weet mens wat sê die Bybel, jy weet wat sê jou hemelse Vader. En jy weet dat hy het nie gelieg nie, hy praat die waarheid. Soos die Bybel sê, laat Jahweh die waarheid, let him be the truth and every man a liar. Mens moet Jahweh eerste stel en hom eerder glo as wat jy mense sal glo. En dis wat ek wou genoem het oor die onderwerp. Geniet julle dag. Bye bye.